Goeiemôre, good morning as jy miskien nou net vir die eerste keer vanoggend by ons aangesluit het. Baie lekker om jou geselskap te hê, bly net waar jy is. Nou ja, so 1973 toe hardloop die man se eerste Comrades, hy het vanjaar sy 50ste Comrades afgelê. Hy is 'n absolute hardloop legende. Louis Massyn is daaronder in George in die Oos-Kaap. Louis, lekker om jou saam met ons te hê. Ek vertrou dat ons nie audio probleme gaan hê wat ons Dinsdag gehad het nie. Eerstens, het dit nou al by jou ingesak dat jy die eerste persoon is wat 50 Comrades marathone afgelê het? Ja, goeiemôre. Arnie, ja, dit is ongelooflik om te dink. Ek is die eerste persoon. En ja, dit was 'n ongelooflike dag gewees. Ek was op die lyn en ek het daai laaste paar meter daar langs jou geloop toe jy ingekom het. Wat onthou jy van dit alles? Want dit was absolute chaos natuurlik en 'n verskriklike geraas. Wat is jou blywende indrukke van daai laaste paar meter by die eindpunt van jaar? Wel, Joe, is 'n bietjie 'n klein probleem daar aan jou kant, maar dit was ongelooflik geweest. Dit was 'n ongelooflike dag geweest wat seker my mees ervare dag geweest in my hardloop, 52 jaar se hardloop, 'n jaar se 50ste Comrades. Dit was 'n ongelooflike dag geweest. En baie dankie aan die manne wat my gehelp het. Kom ons gaan terug na jou eerste een in die vroeë 70s. Dit was natuurlik totaal 'n geheel en al ander wedloop. As jy terugdink aan daai eerste een, wat kan jy van hom onthou? Wel, dit was 'n ongelooflike ervaring om te dink. Dit was my heel eerste wedloop in my lewe gewees, 1973 se Comrades, en natuurlik hoe dit natuurlik begin het ook, dat dit met 'n preek begin het en dat dit in die kerk begin het en ek daag enige atleet uit hoe of hy of sy begin hardloop het om my unieke manier hoe ek begin het om dit te wen. Ek is seker, daar was nie baie wedlope in daardie tyd nie, Louis, en toe jy uiteindelik hier in, ek dink 1980, het jy 'n wonderlike wedloop onder 6,5 ure gehardloop. Daar het jy begin kompeterend raak, maar dit het jou 'n hele paar jaar gevat om vinniger te word. Hoe het jy dit reg gekry? Ja, dit was maar, ek het geoefen en jy kan die persoon baie goed onthou, Bernard Rose. Ek het op sy oefenprogram daai tyd geoefen en dit het vir baie gehelp. Baie alleen gehardloop, maar ek het daarbey volgehou en ja, daai 6:25, dit was 'n ongelooflike Comrades wat ek gehardloop by daai tyd. In dieselfde jaar het ek ook natuurlik 'n 3:41 twee Oseane gehardloop, wat natuurlik ook vir my wat ek redelik kompeterend verseker ek was. Ek was 'n bietjie kompeterend daai tyd en met die paar wedlope wat ek in daai jare gewen het, redelike, ek het wel in die 80er jare het ek wel vir Wes Ultra Marathon 3 keer gewen en dit was nogal vir my nice geweest en great geweest om daai wedlope te kon wen en ek was redelik kompeterend ook daai tyd. Louis, ek onthou daardie jare baie goed. Ek was self op daardie stadium, inteendeel ek het my eerste in die jaar voor dit gehardloop, maar jy praat van twee Oseane, jy het natuurlik 'n ongelooflike vertoningsrekord op daai pragtige roete ook. Vertel vir ons daarvan asseblief. Ja, my eerste twee Oseane, ek het in 1970 gehardloop en wel, ek het nou vir jare my 48ste ene voltooi, maar net oor die 7 ure gewees, so ons onderhandel nou nog op daai wedloop weg, maar nie snel nie, met al die drama wat daar is, ongelooflike wedloop, en ek sê altyd, Chapman speak, die mooi is net so lang, maar daai mooi is bitter mooi. Ek weet presies wat jy bedoel. Hier in die laaste 14 kilos, dan sien jy nie baie van die mooi meer raak nie, né? Louis, as jy moet terugdink aan hulle almal, wat was vir jou die lekkerste Comrades van hulle almal? Wel, as ek nou kan terugdink, die 30ste Comrades was natuurlik ongelooflik geweest, maar ek wil daarom vir jou sê, die jaar se 50ste was verseker 'n ongelooflike dag geweest. Ieder en elke atleet het geweet van oom Louis wat gehardloop het en die
die gelukwensings en die opbou na die wedloop toe vanjaar was vir my ongelooflik geweest. En ek wil vir ieder en elkeen baie dankie sê vir die ondersteuning wat ek ervaar het deur verjaar se wedloop en weer eens aan die 3 manne wat my gehelp het, Reino, Ernest en die dominee van Bethlehem, was ongelooflik geweest om saam met Erig en Ernest en Reino die wedloop. En het my baie goed bestuur en baie dankie weer eens vir 'n ongelooflike dag. Kom uit vanaf 5 Ek dink is effens onregverdig dat jy 'n dominee by jou gehad het. Ek dink ek gaan dit volgende keer probeer, Louis. Net soos ons klaar maak, wat dink jy, wat sal jy vir mense sê wat vandag na jou kyk en dink, man, ek sou graag die Comrades Marathon wil hardloop. Hoe sê hulle moet te werk gaan? Wel, heel eerstens, kry jy 'n paar behoorlike hardloopskoene en sluit my 'n klap aan. En ja, kwalifiseer in tyd is 5 ure en kom ons laat hulle saam met my volgende jaar, ek hoop om volgende jaar weer daar te wees. Ek het reeds gekwalifiseer met 'n ongelooflike wedloop in Namibië vanaf Swakopmund na Walvis Bay, ongelooflike reis, marathon en die Coastal Marathon en kom ons wees saam. Die Westering in Durban, wonderlik wees. En hardloop, Louis, sê jy? Seker ja, nou wil ek natuurlik net met trots my 50ste Comrades, the one and only 50 Comrades wat voltooi is. Trots om daar, baie trots om die wedloopnommer te kan vertoon en dis great. Dit is inderdaad great. Louis, jy is een van die greats van die Comrades Marathon. Baie dankie vir jou tyd. En as 'n mede-Comrades hardloper het ek die grootste respek daarvoor. Ek dink nie mense besef altyd nie, maar ek het dit gaan uitwerk 4500 km tussen Durban en Pietermaritzburg alleen oor die wedlope wat hy hardloop het, en dis net die wedlope self. Nou ja, net hierna hoor ons hoe ballonne jou kan help met gewigsverlies. Ek gaan beslis daarna kyk. En dis nie net warm lug nie, dis klaar blyklik die waarheid. Jy kyk na Goeiemôre, good morning.